Thank you, Lord. Hartlike welkom aan almal van u, kan u my hoor daar agter ook? Hoe heerlik om op hierdie mooiste van al die dae hier by mekaar te kan wees. Kom ons groet mekaar soos wat die eerste Christene mekaar gegroet het. Die Heer het opgestaan. Hy het werklik opgestaan. Ja. Prys die Here daarvoor. Ja. Ons is so dankbaar daarvoor en dat ons vanoggend ook 6:00 hier kan wees, min of meer die tyd wat die eerste besoekers aan die graf, daardie Sondagoggend ook by die graf van die Here Jesus Christus gekom het. Kom ons begin en ons sing ons toetrede lied en dit gaan lied 176 wees. Halleluja, U is koning. Sal ons staan? Kyk vandag na u op. En as ons ooit sou wonder waar ons hulp vandaan kom, hoor ons belydenis hard en duidelik, onbeskaamd, dat ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. U wat die dood oorwin het, u wat opgestaan het, u wat die lewe in al sy volheid aan ons geskenk het. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van sy Seun Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Amen. Kom ons bly staan vir die loflied dan nou ook. Opgestane Heer.
Ons is nie die enigste geloofsgemeenskap wat vanoggend hier by mekaar is nie. Alreeds in die verre ooste, toe hierdie dag aangebreek het Christus gelowiges by mekaar gekom om hierdie dag te gedenk, om hierdie dag te vier. En lank nadat ons al weer terug is by die huis en amper regmaak om te gaan slaap, is die laaste mens op planeet Aarde besig om dieselfde te doen wat ons vandag doen. En hoe wonderlik om te weet dat Christus gelowiges oor die lengte en die breedte van planeet Aarde hul geloof in God drie-enig bely. En dat dit 'n geloof is wat woordeliks vir 1700 jaar nou al bely word. Wil julle nie nou saam met my, terwyl julle daar sit, hardop julle geloof bely nie? Kom ons bely ons geloof hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en ek glo in 'n ewige lewe. Amen. Ons Vader wat in die hemel woon, so baie dankie. Uit ons hart uit, eerlik, opreg, met opgewondenheid, met vreugde en met 'n passie, loof ons U vanoggend, dat U die vyand vernietig het, verslaan het, en dat U oorwin het, dat U opgestaan het, en dat U leef, en dat U heers, van ewigheid tot ewigheid. Here Jesus, U was van die begin van die skepping daar. Die skepping is deur U en vir U geskep. En tot in ewigheid heers U oor U skepping. En daarom, Vader, is dit nie net ons wat vandag jubel en juig nie, maar die ganse skepping, die kosmos, jubel en juig saam met ons. Die son, die maan, die sterre, die klippe, die bome, die riviere. Ons lees, Here, hoe U ook daarvan praat in U woord. Hoe bome dans, hoe riviere bruis en borrel, hoe klippe dit ook sal uitroep. Hoe kan ons swyg as die skepping nie swyg nie? Maak dit nou vir hierdie oomblik heilig stil in elkeen van ons. So stil dat ons nie ons eie gedagtes sal hoor nie, maar U gedagte vir elkeen van ons persoonlik. Laat ons hoor wat U deur U ware woord, U heilige woord, vir ons wil sê. Laat ons U waarheid verstaan en laat ons dit glo. En daarom is dit ons gebed, Heilige Gees, U wat ons trooster en ons leidsman is, U wat die woord vir ons breek,
U wat ons in die geloof voed en ons in die geloof ook versterk. Neem ons nou in U besit. Laat ons hoor. Laat ons glo en laat ons getuig. Ons bid dit Jesus in U naam. En ons gebed is ook dat U enigiets wat verwydering tussen ons en U mag bring, dat U dit nou sal verwyder. In die kosbare en die heilige naam van Christus Jesus bid ons dit alleen. Amen. Amen. Ons gaan vanoggend 2 gedeeltes saam lees. Ons gaan lees uit Lukas hoofstuk 19. Die gedeelte handel oor die intog van die Here Jesus Christus verlede Sondag met Palmsondag, verse 37 tot 40. En dan gaan ons 'n gedeelte lees wat hierby aansluit, wat ook verlede week plaasgevind het in Johannes 12, vers 19. Die eerste gedeelte is 'n belofte wat die Here Jesus Christus maak. 'n Verklaring wat hy maak. Dat as ons stil bly, sal die kosmos, die skepping, sal dit verkondig. En dan is daar die antwoord in die tweede gedeelte verlede Sondag van die vyand, van die teenstanders, hulle wat alles probeer keer het, toe hulle gesê het, maar wat kan ons uitrig? Die hele wêreld volg hom. Ons lees hierdie 2 gedeeltes, baie welkom, hier is 'n stoel, en daar is 'n stoel ook dan nou ook. Daar is Jesus se stoel beskikbaar, en Jesus enetjie net hiervoor ook. En daar is ook enetjie, ja. Net daar aan jou, onmiddellik aan jou linkerkant, ja. Daar sê, ek is so bly julle kom dit maak, hoor. Baie welkom. Kom ons lees hierdie 2 gedeeltes saam. Die intog van Jesus in Jerusalem, eerstens Lukas 19. Toe hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom. Vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. 'n Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus, meneer, maak stil die volgelinge. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Yes. En dan blaai ons na Johannes hoofstuk 12, en daar lees ons net vers 19. En die gedagtegang van die fariseërs deel Johannes verder met ons, wanneer hulle ook by mekaar kom, nadat hulle gesê, maak stil u volgelinge, en gehoor het wat Jesus sê, sê Johannes vir ons, het hulle verder vir mekaar gesê. Die fariseërs het toe vir mekaar gesê, sien julle rig niks uit nie. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan. Amen. Hoe kosbaar is dit net nie. Ons lees net tot daar uit die Here se woord. Ja. Gelukkig is elkeen wat hierdie woord hoor, hier binne in die hart bewaar en glo en deel maak van sy of haar lewe, ook elke dag. Ek wonder net so by myself,
Hoeveel van ons het ons ooit so aan die volgende gedink? Dink vir 'n oomblik. Met Jesus se geboorte was dit mos 'n ster wat die pad gewys het vir die wyse manne om by Christus in Bethlehem uit te kom. Met Jesus se kruisiging 33 jaar later, 12 uur, Goeie Vrydag, Vrydagmiddag, het die son vir 3 uur lank nie geskyn nie. Ja. En vanoggend, Ja. om en by 6 uur, was dit 'n geweldige aardbewing wat sy opstanding aangekondig het. Is dit nie die natuur? Maar nie net die natuur wat ons kan sien nie, maar die hele kosmos, die ganse skepping, wat hierdie groot gebeurtenisse, hierdie goddelike, heilige momente, wat vir ons vandag lewensveranderende waarde het, aankondig. Nie mense nie, maar die skepping. En ek dink as ons dit hoor en ons verstaan dit, dan gee dit vir ons net daardie bietjie meer insig in die Here se antwoord aan die Fariseërs met Palmsondag. Op Palmsondag met Jesus se inkoms, sy intog in Jerusalem, wou die Fariseërs, die skare wat hom as 'n koning besing het, sy lof besing het met Hosanna. Hulle wou hierdie skare stil maak. Hulle wou nie hê dat Jesus as 'n koning Jerusalem binnekom nie. Maar dan maak Jesus hierdie volgende belofte: as hierdie mense swyg, sal die klippe dit uitroep. Dit is die godsdienstige leiers van daardie tyd wat hierdie uitbundige lofprysing wou stilmaak. Hulle wou dit stop. Maar die Here Jesus, op die rug van daardie donkie, het geweet, dit sal nooit kan gebeur nie. Geen mens sal dit kan stuip of dit stilmaak nie. En dit is die eerste waarheid wat ons vanoggend hoor. Onthou dit. Dis die eerste waarheid vanoggend. En dit is dat die getuienis oor Jesus en die getuienis van Jesus as die Seun van God, die opgestane Here Jesus Christus, daardie getuienis is onstuitbaar. Amen. Dit kan nie gestuit word nie. Yes. En so maak Lukas, wanneer hy hieroor skryf, dit baie duidelik dat die koningskap van Jesus Christus as die Seun van God 'n kosmiese realiteit, 'n kosmiese werklikheid is. Dis iets waarby die ganse skepping ingetrek en betrek word. Selfs al sou mense stilgemaak kan word deur vrees, dreigemente, jou eie persoonlike omstandighede, kan die natuur, in hierdie geval die klippe, nie anders nie, as om hierdie waarheid te erken en ook daarvan te getuig nie. Hierdie einste woorde van Jesus
wat ons hier in Lukas 19 gelees het, is vir ons soos 'n sleutel, wat 'n baie diep geheimenis vir ons oopsluit oor wie Jesus, oor wie Christus, die Messias, ons Heer en ons Verlosser en ons Redder werklik is. Want met hierdie woorde begin ons besef, maar as die natuur daar buite, as die skepping na hom luister, en 'n storm word stil, en die sterre en die son kan ingespan word, en 'n aardbewing ruk die aarde, dan is dit wat ons in Kolossense 1 vers 16 lees, mos die absolute waarheid, nie waar nie? Daar waar ons lees, dat alles vir Jesus en deur Jesus Christus ook geskep is. Want wie is Jesus nou anders as God almagtig? En daarom is dit onvermydelik. Dit kan nie anders nie. Dit moet erken word. As mense sou weier om dit te getuig, sal die res van die skepping in ons stilte dit uitroep, dit uitpasyn, want dit moet uit. As Jesus hierdie belofte maak, die klippe sal dit uitroep, dan beteken dit dat die onmoontlike soos klippe wat praat, kan dit, dat dit eerder sal gebeur, as dat die waarheid oor alles wat hierdie naweek gebeur het, stilgehou sal word. Eerder die onmoontlike, as dat dit stilgehou sal word. Maar hierdie woorde van Jesus is nie net hierdie belofte wat God aan ons maak nie, dit is eintlik ook 'n teregwysing vir die Fariseërs. Maar nie net vir die Fariseërs as 'n groepering mense nie, dit is 'n teregwysing, dit is 'n aanmaning, dit is 'n verklaring teenoor die vyand. Die vyand wat ons probeer stilhou, die vyand wat ons probeer beroof van hierdie geloof wat ons in die opgestane Here Jesus Christus het. Deur te sê dat die klippe dit sal uitroep, sê Jesus dat selfs dooie, gevoellose materie, soos 'n klip, meer geestelike aanvoeling het vir dit wat besig is om te gebeur, as die geestelike leiers van daardie tyd. Is dit nie 'n eye-opener nie, né? En dit bring ons by die tweede waarheid, waaraan ons vandag moet vashou. Ons hoor in die reaksie van die Fariseërs self die volgende: sien julle dat julle niks kan uitrig nie? En dit is die tweede waarheid. Die vyand erken sy eie magteloosheid. Knoop dit vas. Moet dit nie vergeet nie. Die vyand ken sy eie onvermoë, sy eie magteloosheid. In Johannes sien ons die frustrasie van hierdie godsdienstige leiers. Die frustrasie wanneer hulle besef, maar geen menslike plan, geen menslike wet kan hierdie impak van Jesus Christus stuit nie.
hulle eie woorde bevestig reeds sy oorwinning, wanneer hulle sê, die hele wêreld gaan agter hom aan. Is ons nie die hele wêreld nie? Is hulle in die verre ooste, wat reeds hierdie dag gedenk het, nie die hele wêreld nie? Is hulle in die verre weste, wat dit nog moet gedenk, nie die hele wêreld nie? Natuurlijk. Maar tog kom daar 'n tyd, tussen Palm Sondag, verlede Sondag, en vandag se Sondag. Die hoopvolle Hosanna, wat letterlik beteken, red nou, of red tog, Here, verander later, in dieselfde week, in die stilte van die graf in Getsemane. Op Goeie Vrydag het dit gelyk asof die vyand gewen het. Want die stem van Jesus het met sy afsterwe stil geword en in die graf nog stiller geword. Dit het stil geword toe sy volgelinge uit vrees geswyg het en vir hulle lewe ook gevlug het. En die Fariseërs, dink ek, het op daardie oomblik weer asem geskep en gedink, maar uiteindelik ons het hierdie probleem opgelos. Maar selfs in daardie donker stilte was die skepping besig om voor te berei vir die grootste getuienis ooit in die kosmos. Want sien, die geestelike leiers het alles binne hulle menslike vermoë gedoen om hierdie stilte te probeer bewaar. Soldate moet by die verseelde graf wag staan en niemand het in daardie tyd by 'n Romeinse soldaat kon verbykom nie. Dit was hulle eer, dit was hulle trots om op hulle pos te bly staan. Die groot klip wat voor die graf gerol is, was bedoel om die storie van Jesus finaal te beëindig en hom in stilte vir altyd op te sit. Die groot klip het hulle gedink is nou die punt aan die einde van hierdie Jesus wat oproer in die land gebring het. Maar op die opstandingsmôre, vandag, doen daar die einste klip, wat die wêreld gedink het die punt is, die einde is van Jesus se verhaal. Presies dit wat Jesus in Lukas 19 vers 40 beloof het en voorspel het. Daardie klip getuig van sy koningskap wanneer mense magteloos of stil is. Die lewelose klip word die eerste getuie van die evangelie. Dink daaraan. Amen. Daardie klip roep uit. Die dood kon hom nie hou nie. Daardie klip roep uit. Die skare was reg. Hy is die koning. Daardie einste klip roep uit. Die Fariseërs kon inderdaad niks uitrig nie. Want die hele wêreld en selfs die rotse, die klippe van die aarde buig nou voor hom neer. Besef julle die wonderwerk wat hier gebeur het? Ja.
Besef julle die almag van God, wat ons besig is om vandag te vier. Die klip grafsteen, wat die wêreld probeer verseël het, sodat Jesus se graf vir altyd toebly, word nou die finale Hosanna. Yes. Palmsondag se Hosanna, red nou Here, dit was 'n versoek. Dit was 'n pleidooi van die skare, van die mense, dat die Here hulle asseblief tog net moet red en help van die Romeinse onderdrukking. Die oop graf is God se antwoord vir hulle. Die oop graf is God se antwoord vir ons vanoggend. Die klippe van die mure van Jerusalem het dalk stil gebly tydens die kruisiging, maar die klip by die graf kon nie swyg nie. Die klip wat weggerol het, roep uit, hy het gered. Amen. Wow. Nie red tog, red nou nie, maar hy het Amen. gered. Amen. Dit is die skepping se manier om die loflied wat die skare met Psalm Sondag begin het, voor te sit. Yes. Vir die afgelope 2000 jaar reeds. Hier waar ons vanoggend is, en ook die toekoms in. Want dink net vir 'n oomblik. 'n grafsteen is seker die mees passiewe, swaar en dooie objek denkbaar. Letterlik en ook figuurlik gesproke. Maar die feit dat hierdie grafsteen, die feit dat hierdie klip weggerol het, wys dat die hele fisiese skepping onderwerp is aan hierdie opstandingskrag, hierdie goddelike krag van Christus. Dit bevestig Johannes 12 vers 19, die Fariseërs, die wêreld, die vyand is verleë en kan niks uitrig nie, omdat selfs die elemente van die skepping na God luister. Ja. Wat is vandag jou persoonlike Paasfees antwoord op al hierdie dinge? Vandag roep ons ook saam met die klippe uit, ons Hosanna. Want ons Hosanna is vandag nie 'n desperate noodkreet, hierdie hulproep, Here red ons tog, Here red nou nie. Jou Hosanna is as gevolg van vandag jou persoonlike oorwinningskreet. Hosanna, hy het gered. God het my reeds gered. Mag die realiteit van hierdie weggerolde klip jou vandag en elke dag hierna persoonlik herinner dat geen mag of krag of aarde, niks daarbo, niks hieronder, niks om jou en niks binne jou, niks wat besig is om op hierdie oomblik met jou te gebeur, kan jou uitsluit uit die plan wat God vir jou het nie. Amen. Hy leef en daarom leef ons ook. Tja. As die waarheid
oor al hierdie dinge deur die skepping nie stil gehou kan word nie. Hoe kan ons hieroor dan wil stil bly? Ja. Amen. Wow. Wow. So. Here God Almagtig, ons dank U vir U almag. Ons dank U vir die wonderwerk van 'n nuwe dag wat aangebreek het. Ons dank U vir die son wat helder in hierdie ruimte inskyn. Ons dank U vanoggend vir Johannes en Dawid wat U geroep het om hierdie huis tot U eer op te rig en dat dit vir die gemeenskap beskikbaar is. En dat ons vanoggend hier by mekaar kon kom om U oorwinning, U redding en U verlossing, U opstanding uit die dood, saam met die ganse skepping te kon vier. Dankie vir U woorde, die klippe sal dit uitroep, wat vir ons vandag as 'n belofte dien. Nie 'n aanmaning nie, maar as 'n troos. Al sou my omstandighede hoe kliphard wees, al sou my omstandighede hoe koud en hoe gevoelloos wees, nooit sal daar stilte wees oor wat vandag gebeur het nie. En dit gee ons hoop, dit tel ons op, dit gee ons krag, dit gee vir ons die oortuiging en die geloofsekerheid wat ons diep in die hart kan koester, dat daar vir ons 'n toekoms is. Dat die belofte wat U lankal reeds gemaak het, ek weet wat ek vir jou beplan, 'n toekoms, 'n verwagting, dat dit die heilige waarheid is. Ook dit koester ons vandag. Laat ons jubel en laat ons juig. Laat ons nie swyg nie. Laat ons nie oor die waarheid stil bly nie. Laat ons dit verkondig, tydig en ontydig, soos U volgelinge dit gedoen het, ten spyte van druk, ten spyte van vervolging, ten spyte van dood en marteling, het die eerste Christus gelowiges uitgegaan, en hulle was nie skaam om dit te verkondig nie. Laat ons vandag dit ook doen. U naam ter ere. Amen. Amen. Hoe kan ons anders as om vandag dan nou ook af te sluit met die oorwinningslied wat daar is? Laat ek net gou seker maak dat alles hierson nog werk. Ons kan staan. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof op prys om Halleluja, loof om prys om
wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons Heier, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die ons wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die ons wat ewig staan. Kom heel na in ons loflied, hef jou hande op na hoor. Was syne sal op troon en kom dans vir God se woord. Kom leer vir die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan uit met vrede en met vreugde. Dit is God wat jou sal seën en dit is God wat jou sal beskerm. Dit is God drie-enig wat tot jou redding sal verskyn. Dit is God die Seun, die opgestane Here Jesus Christus wat aan jou al sy vrede sal skenk en jou gebede sal verhoor. Amen. 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 Baie dankie. Kan ons hier buite net hier voor Ja. kom staan, Ja. net vir 'n groepfoto asseblief, en dan kan ons 'n teetjie gaan drink. Asseblief. Alles goed? Ja. Lekker, ja, weer gezien. Kyk, meneer.